Goed, ons is by die tweede gedeelte van Openbaring hoofstuk 1 en ons begin by vers 9 en ek gaan sommer dadelik met die deur in die huis val. Vers 9, ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. So, kom ons praat net kortliks oor wie is Johannes en hoekom is hy op Patmos en waarvoor het wil die Here hom uitgestuur het. So hy sê ek is julle deelgenoot in die verdrukking om mee te begin. So die beginsel wat ons nooit kan laat verbygaan nie, is dat verdrukking is 'n deel van geloofslewe. En daar's baie skrifte wat sê dat ons deur verdrukking gaan. Nou ek wil net hê dat jy moet verstaan dat die verdrukking is nie 'n tydperk ding nie. Dis nie 'n ding wat gekoppel is soos wat die valsleraars dit aanbied, dat dit 'n laaste 7 jaar ding is en dat die wat nou kampte gelukkig geag gaan word, gaan nou hierdie verdrukking vryspring nie. So kom ons kyk net kortliks, wat beteken dit om deur verdrukking te gaan en wanneer is verdrukking? So ons sien, ek wil dit net vinnig aanhaal en jy kan self deur dit gaan werk. 2 Tessalonisense 1 vers 3 sê, ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal wat groter word, sodat ons selfs in die gemeentes van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof. Met ander woorde, hoe meer geloof toeneem, gebeur wat? Hier staan dit, onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. So met ander woorde, wat is die Satan se strategie? Wanneer ons met die geloof, met die woord van God besig is, want geloof kom deur die gehoor en gehoor is deur die woord van God. Dit sê Romeine hoofstuk 10. So wanneer ons geloof toeneem, met ander woorde kennis en insig van die waarheid van God se woord, soos wat dit toeneem, gaan vervolginge en verdrukkinge ook toeneem. En dan sê hy in vers 5, 2 Tessalonisense 1 vers 5 sê, hierdie vervolginge en verdrukkinge is 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Wat is die punt? Die punt is, Johannes sê hier, terwyl hy op Patmos is, sê hy, ek is 'n deelgenoot saam met julle in die verdrukking. En daardie verdrukking gaan gepaard met wanneer ons met die woord van God besig is en wanneer ons geloof in Christus groei, dan neem verdrukking ook toe. En dan sê hy, en in die koninkryk, hy is 'n deelgenoot in die verdrukking, dan sê hy tweedens, ek is ook 'n deelgenoot in die koninkryk van God. Met ander woorde, hy sê, sodra jy deel is van die koninkryk van God, dan is jy 'n deelgenoot. En dan derdens, sê hy, en die lydsaamheid, hy's 'n deelgenoot in die lydsaamheid van Jesus Christus. Nou wat is lydsaamheid? Lydsaamheid, die Engelse vertaling praat van patient endurance. Met ander woorde, baie Christene kom na Jesus toe, neem hom aan en afgehandel. Welkom in die koninkryk van God, ons sien jou eendag in die hemel. Dis nie lydsaamheid nie. Lydsaamheid beteken, ek en jou geloof, met ander woorde, kennis van die woord moet toeneem in lydsaamheid. Patient endurance, want hoekom patient endurance? You need to endure. Jy moet verdrukking endure. Jy moet vervolging endure. Jy moet bereid wees om alles in te sit, om te kom tot die kennis van Christus, en daarvoor het jy lydsaamheid nodig. Patient endurance. Goed. Gaan verder en dan sê hy, en hy wat Johannes dan is, was op die eiland wat Patmos genoem word. Hoekom? 2 goed.
ter wille van die woord van God. Wat het ons gesê is die woord van God? Dis die naam van God. Sy naam is die woord van God. En nou, elke keer wanneer hy na sy naam verwys, kan jy die woord van God aansit. Met ander woorde, alles wat hy sê oor julle het my naam geëer, julle het die woord van God geëer, julle het in my naam duiwels uitgedryf, julle het in die woord van God duiwels uitgedryf, julle het in my naam siekes gesond gemaak, julle is in my naam gedoop. Met ander woorde, julle word gedoop in die woord van God. So, goed, ter wille van die woord van God, en die tweede ding is, en om die getuienis van Jesus Christus. Ons het dit in die vorige opname gesê, jou getuienis is nie oor jouself nie. Jou getuienis gaan oor wat Christus vir ons gebring het in sy woord. Alles wat hy gesê en gedoen het, is ons getuienis. So ons loop hier rond en vir almal vertel wat het hy alles vir my gedoen nie. O, ek was nou hierdie slegte mens, nou is ek hierdie goeie mens. Ek was hierdie dronkaard en nou is ek nugter. En ek was hierdie, wat ook al jy na jou toe trek, het gaan nie oor jou nie. Goed. Vers 10. Ek was in die gees op die dag van die Here. Nou, ek wil die dag van die Here gou verklaar. Want, weet jy, ons wil dit aan 'n dag koppel. En dit is wat ons in ons geloofstap doen. Ons is menslike denke gaan jou verhinder om by die dieper dinge van die koninkryk uit te kom. So, wat doen mense? Hulle vat hierdie woorde op die dag van die Here. Nou gaan soek hulle, wat is die dag van die Here? Watter dag is die dag van die Here? Is dit die dag, is dit die Sabbatdag? Is dit die Sondag? Is dit die dag van sy wederkoms? Wat is die dag van die Here? En nou moet 'n ou versigtig wees. Want die dag van die Here is, so kom ons vat net wat sê 2 Petrus hoofstuk 3. 2 Petrus hoofstuk 3 sê vers 8. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. So nou, en dan sien jy in vers 10, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal verbrand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Nou moet ons sê, so daai dag, is dit nou die dag as Jesus terugkom? Nee, dis nie as Jesus terugkom nie. Die dag van die Here het begin toe die woord van God begin het, totdat die woord, so met ander woorde, hy is die begin en hy is die einde. Wat die dag breek, is dag. Die begin van die dag is dagbreek. Die einde van die dag is sonsondergang. En in al die eeue is die dag van die Here. En so nou kan ons praat van wanneer het Christus se dag gekom? Die dag toe Christus se bediening begin het, waarin hy vir ons die evangelie kon verkondig het, en tot die dag wanneer hy terugkom. Dit is die dagbreek, want hy is die môrester wat gekom het, en wanneer alles verby is, dan is daar duisternis oor die wêreld. Dis hoekom Matteus 24 sê, die son sal verduister word en die maan sal sy lig nie gee nie, sy glans nie gee nie. Wat is die punt? Die punt is, die dag van die Here is die tyd van genade, vandat hy gekom het, totdat hy terugkom. Dis die dag van die Here. Goed. En dan sê hy, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein. Nou, die groot stem soos die van 'n bassein, kry ons op 'n paar plekke, kry ons hierdie stem uit die hemel uit, en ons moet dit sien vir wat dit is. Ons kan nie sê, nee, okay, sy stem het soos 'n trompet geklink, en dis 'n trompet wat jy gehoor het nie. Die stem van die Here is en dit is hoekom ons kry dit in 1 Korintiërs hoofstuk 13. Dan praat hy hier oor nie 1 Korintiërs 13, 1 Korintiërs 14. Nou gaan dit oor tale en dan sê hy, as iemand dan nou die bassein blaas,
vir die oorlog, en as die bassein nou verkeerd geblaas, of as die verkeerde klank maak, dan sê hy, gaan mense dan gereed maak vir die oorlog. Hierso sê hy, vers 8, 1 Korintiërs 14:8. Hy sê, want as die bassein ook 'n onduidelike klank gee, wie sal klaar maak vir die oorlog? Met ander woorde, die bassein van die Here is die woord van God wat na ons toe gespreek word, uit die hemel uit. En hoe's dit? Dis hoekom hy sê, ek was in die gees op die dag van die Here. En ek en jy sal nie die klank van die stem van God hoor, sonder die inspraak van die Heilige Gees nie. Met ander woorde, en dit is gevaarlik om die woord van God letterlik te probeer vertolk. Met ander woorde, hier's 'n bassein, ja, ek het hierdie groot, harde klank. Daar was onlangs 'n man hier in Suid-Afrika wat aangekondig het dat dis die oordeel, Jesus kom terug, die wegraping gaan nou plaasvind, hy het 'n datum gegee, en toe sê hy, dit was 'n bassein wat met hom gespreek het, want jy sien, dit is wat gebeur. As jy met 'n leuen besig is, dan gaan jy, hy het 'n bassein gehoor, in sy kamer, hy en sy vrou het altyd die bassein gehoor. Nou kan jy jou nou indink, en toe gebeur dit nie. So wat was die punt? Die punt is, as jy nie in die gees is, gaan jy nie die bassein hoor nie. Jy gaan 'n ander klank hoor. Jy gaan 'n klank van die bose hoor, en jy gaan sê, nee, God het met my gepraat in 'n hoorbare stem. God praat, ek is jammer, God praat nie in 'n hoorbare stem nie, God praat deur die Gees met ons, met gees en waarheid, niks buite. God gaan niks sê wat sy woord nie kan bevestig nie. Dis so eenvoudig soos dit. Goed. Vers 11, wat sê, ek is die Alfa en die Omega. Kom ons hanteer Alfa en Omega. Alfa is die eerste letter van die Griekse alfabet, en Omega is die laaste letter van die Griekse alfabet. Ons het dit in die vorige opname gehanteer. Alfa, ek is die begin van die alfabet, en ek is die einde, en alles tussenin. En dan sê hy, ek is die eerste en die laaste. Met ander woorde, Christus is die eersteling, met ander woorde, hy is die eerste saad, maar hy is ook die laaste saad. En ons gaan later bietjie meer daaroor sê. En skryf wat jy sien in die boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. Nou, ek wil net iets sê, so ons sien ons nou, wie is hierdie 7 gemeentes? Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Wat is die punt? Is dit die gemeentes van God? Nee. Daar staan nie die 7 gemeentes van God wat in Asië is nie. En daarom moet ek en jy nie die afleiding maak dat hierdie is God se 7 gemeentes nie. Maar wat hy wel sê is, dit is 7 gemeentes, 7 Christen gemeenskappe. En daarom moet ek en jy as gelowiges een ding baie mooi verstaan. En dit is nie om te sê dat elke Christenkerk in die wêreld, omdat hy onder die naam Christenskap funksioneer, dat dit die gemeente van Christus is nie. Jy kan dit nie sê nie, want daar is net wat? Een gemeente. Daar's net een liggaam. Daar's net een hoof. Daar's net een gees. Daar's net een God. En so kan ons een geloof. Jy kan so aangaan en aangaan en aangaan. Uiteindelik, wanneer ons praat hier van hierdie 7 gemeentes, dan is dit die plek waar Christus mense uitroep en sê, kom na my toe, kom na my toe. Hy gaan sit in die kerk, hy sit vir jare in die kerk, en dan skielik op 'n dag, dan is daar iets vir hom nie reg nie. En hy hoor goed wat hy vir jare misgeluister het. En dan skielik dan gryp hy na God, en hy soek na God, en dan begin hy, so kom ons vat nou maar net, hoeveel mense in Suid-Afrika wat aan een van die tradisionele kerke behoort het, en hulle glo in die baba doop en al die goeders, en dan skielik kom hierdie ou tot bekering, en dan begin hy die woord te sien in gees, en dan sê hy, maar hier's nêrens in die Bybel enigiets van die water, van die baba doop nie. En dan skielik begin hy nou rond te soek, en dan roep God hom uit. Dan sê hy, kom na my toe.
kom na my toe, kom na my toe. En dit is hoe mense by die Here uitkom. Goed, kom ons laat dit daar's nog baie wat ons daaroor kan sê. Vers 12, toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. Nou kom ek spring net na vers 20 toe, hy sê, die 7 goue kandelaars is die 7 gemeentes. So, nou wil ek net gou kandelaar wil ek verduidelik, want jy sien die kandelaar is nie die en in die verlede het ek dit verkeerd gehad in die sin dat ek gedink het, want ons dink aan hierdie kandelaar met die 7 pype, nê, wat aan mekaar gekoppel is. Die menorah, die Joodse menorah. Ons dink aan die Joodse menorah wanneer ons dink aan hierdie kandelaars. Maar hierdie 7 kandelaars is 7 individuele losstaande kandelaars. Met ander woorde, dis 'n kershouer waarop jy 'n kers aansteek. Jy sit die kers op die kandelaar en jy steek hom aan. En hierdie 7 gemeentes staan los van mekaar en dan sê hy het gesien tussen hierdie so ek het nou gelees vers 12, ek sien 7 goue kandelaars, vers 13, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. So, heel eerste, tussen die 7 kandelaars, nie in die 7 kandelaars nie, hy beweeg tussen hierdie 7 gemeentes. Nou jy kan hierdie 7 gemeentes, kan 'n mens nou probeer vertolk, en jy kan sê, dit is nou verteenwoordig die eerste, so, kom ons vat, voorbeeld, Efese was die eerste gemeente, was die eerste eeuse, of eerste 100 jaar, of wat ook al, en dan die tweede gemeente is dan 'n volgende fase, en die derde, en ons is nou die 7de gemeente tydperk, die Laodicense, maar dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Hierdie 7 gemeentes gebruik God baie spesifiek om sekere goed uit te wys wat reg is in gemeente Efese, en dan is daar goed wat verkeerd is, en hy wys dit uit om te sê, hierdie goed gaan hulle self manifesteer in julle midde, en as jy hierdie goed in jou midde sien, moet jy uitkom daar. Jy kan nie daar bly nie. Dis waaroor Christus, hy is tussen die kandelaars. Hy is nie deel van die kandelaars nie. Hy beweeg tussen die kandelaars en hy kyk waarmee is hierdie gemeente en daai gemeente besig, en hy sê, as jy hierdie goed van die 7 gemeentes identifiseer wat verkeerd is, dan sê hy, moet jy of dit verander of jy moet daar uitkom. 2, dit wat hy sien wat reg is, sê hy, hou aan met wat jy mee besig is, en moenie ophou nie, volhard daarin. En ons gaan wanneer ons met die briewe aan die 7 gemeentes, wanneer ons daarmee werk, gaan ons dit baie duidelik kan begin identifiseer. Goed. So, Christus, een soos die seun van die mens. Nou, ons kry in hoofstuk 2, kry ons, wanneer hy skryf aan Thyatira, dan sê hy, vers 18, dan sê hy, dit sê die seun van God. Hierso, in hierdie gedeelte sê hy, soos die seun, soos die seun van die mens. Hoekom? Hoekom sê hy, soos die seun van die mens? Onthou, Christus is in die hemel. Christus is op sy troon. Maar wanneer hy na ons toe kom, dan identifiseer hy met die mens, en hy verstaan al die uitdagings waarmee ons te doen kry, en hy probeer ons laat verstaan, dat hy het met ons medelee, want hy was self in die plek waar ek en jy is, in terme van die vervolginge en die verdrukkinge en die versoekinge en alles wat hy moes deursien, sodat hy jou en my na hom toe kan vat. So hy identifiseer as die seun, soos die seun van die mens. En dan sê hy, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang. Nou, hoekom die kleed? Die kleed is die priesterlike kleed. Gaan lees maar Psalm 133. Ons is die liggaam. Ek wil hê jy moet dit baie mooi sien. Christus die hoof, ons die liggaam. Nou, wanneer ons die liggaam is, dan is ons
wanneer ons deel van Christus is, dan sê hy, ons verteenwoordig hom hier op aarde. Dis net so eenvoudig soos dit. Maar wanneer ek hom verteenwoordig, dan verteenwoordig ek hom van sy hoofskap af. Met ander woorde, alles wat hy sê, ontvang die liggaam en die liggaam deel dit met almal wat wil deel word van Christus wat die hoof is. En ons kan nie onsself losmaak van Christus in die manier hoe ons met mense werk nie. Ons werk net met dit wat ons by Christus kry. En dan en ons het gekyk in die eerste opname, hy maak ons vers 6 konings en priesters vir sy God en Vader. Met ander woorde, hierdie kleed wat aan die liggaam is die priesterlike kleed. En ons tree op as konings, in watter opsig? Ons verteenwoordig die koning van die konings. En daarom, as jy soos hy praat en soos hy doen, dan is jy 'n verteenwoordiger van hom. En daarom is daar koningskap toegesê binne die liggaam van Christus, en dis nie 'n titel nie, dis 'n verantwoordelikheid, dis 'n aanspreeklikheid. En die ou wat optree as prediker namens Christus, ontvang koningskap en priesterskap, waarvoor hy verantwoordelik gehou gaan word. Dis hoekom Jakobus sê, moenie baie leermeesters wees, moenie te veel predikers probeer wees nie. Ons kry dit in hoofstuk 3. Jakobus 3 sê, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. En daarom sê hy, wees versigtig, om nie hand op te steek en te sê, ek gaan preek, hier is ek is die prediker nie. Dis 'n baie gevaarlike ding, jy sal aanspreeklik gehou word, eendag by die dag van die oordeel. Goed. So ons is nou, hier waar Christus, die kleed wat hy aan het, hang tot op sy voete. Nou wat is daai kleed? Die kleed is die priesterlike kleed. En hoekom op die voete? Want sy voete, hy sê, ek sal die aarde maak, die voetbank van jou voete. Dis die Vader wat dit vir die Seun sê. Die Vader sê vir die Seun, jy gaan op die troon sit, en jy gaan 'n liggaam hê, wat my liggaam is, wat my gemeente is, en die voete van hierdie liggaam gaan op die aarde staan, en dis daarvan af waar daar aanbidding gaan plaasvind. En dis daar waar daar verkondiging gaan plaasvind. Dis hoekom hy sê, sit, Efesiërs 6 praat van skoene aan julle voete vir bereidheid van die evangelie. Want die liggaam van Christus het voete, en daai voete moet beweeg om die evangelie na die mense toe te vat. En dit is almal wat deel het aan die liggaam. Die liggaam het 'n verantwoordelikheid om die evangelie uit te vat na die nasies toe. Goed. En dan sê hy, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Nou, daai gordel sien ons dan in Eksodus 29:9, dis die priesterlike gordel wat aan Aaron en sy seuns toebedeel was. En net so is daar 'n priesterlike orde vandag nog wat 'n goue gordel dra, wat 'n kleed dra, wat 'n rein kleed moet wees, gegord met 'n goue gordel. Daarom sê, en jy kan maar Efesiërs 6 gaan lees, gegord. Die lendene van jou verstand moet met die waarheid omgord wees, Efesiërs 6 vers 14. En jy moet die borswapen van geregtigheid aan hê. En so kan jy aangaan, want die liggaam van Christus word bekleed deur Christus vir 'n spesifieke doel om die koning reg te verteenwoordig hier op aarde. En dan sê hy, sy hoof, vers 14, sy hoof en hare was wit soos wol. Nou daar moet nie staan wit wol nie, die Engelse vertaling praat van white as wool. Sy hoof, wie is die hoof? Christus. En wie sy hare? Almal wat tot Christus verbind is. En ek weet dit klink vir jou, as jy hierdie die eerste keer hoor, klink dit vir jou vreemd, maar weet jy wat, jy kan nie hierdie goed, moet jy geestelik interpreteer. Die hare is wit soos wol. Hoekom is dit soos wol? Want
ons is die skape, gaan lees maar Johannes hoofstuk 10. Ons is sy skape. Wanneer Christus met Petrus praat aan die einde van Johannes, voordat hy sy bediening klaarmaak, dan sê hy vir Petrus, Petrus, het jy my waarlik lief? Hy vra hom 3 keer die vraag, en elke keer dan sê hy vir hom, hy sê eerste vir hom, laat my lammers wei. Dan sê hy, pas my skape op. En dan sê hy laastens, laat my skape wei. Wat beteken dit? Ons is die kudde, die skape van sy weide. En daarom, wanneer hy praat van hierdie hare soos wol, dan sê hy, ons is skape. En wat is die ding van 'n skaap? Die verskil tussen 'n skaap en 'n bok is, die ene te herder en die ander ene loop vrylik rond en doen net wat hy wil. Die skape loop agter die herder aan, die bokke, die herder loop agter hulle aan. Jy sien, daar's 'n groot verskil tussen 'n skaap en 'n bok, en nou kan jy Matteus 25 gaan lees oor, wanneer die dag van die oordeel kom, sal die skape en die bokke van mekaar geskei word. En ek wil hê jy moet dit hoor, Christen sal van sogenaamde Christen geskei word. Nominele Christenskap beteken niks, as jy nie deel is van Christus, en jy ken hom nie in waarheid nie, hy sê, my skape sal my stem ken, en as jy nie Christus se stem ken nie, dan is jy nie 'n skaap in sy weide nie. Goed. So hy sê sy hoof en sy hare soos wit soos wol en soos sneeu. Nou, waar kom dit vandaan? Jesaja 1, en dis maar net, jy moet rondgaan in die woord. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Wat is die betekenis? Jy sien, jy kan nie met jou sonde van ongeregtigheid aangaan nie. Die woord van God is ons geregtigheid wat ons wil reinig van ons sonde, en ons sonde is nie jou vleeslike sonde nie, dis die sonde van ongeregtigheid. Wat is ongeregtigheid? God se woord sê een ding en jy verdraai dit in iets anderste. Jy maak 'n geestelike woord 'n vleeslike woord onder andere. Dit is jou sonde. Dit is wat sonde beteken. So kom ons gebruik 'n voorbeeld van wat beteken dit as iemand sonde doen. So kom ons vat mense wat so maklik die woorde gebruik, spreek net lewe. Ons jy moenie dood oor my kindertjies spreek nie, ons spreek net lewe. Jy sien, dit is ongeregtigheid as jy dit sê, want dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê, lewe en dood lê in die mag van die tong. So nou maak mense die afleiding, ja, sien jy, as jy sê jou kind is stout, dan spreek jy dood oor hom. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Lewe en dood lê in die mag van die tong beteken, ek kan die woord van God, wat 'n tweesnydende swaard is, of vir die vlees aanbied, wat sê, God wil jou net ryk maak, en God wil net die beste vir jou, en hy wil nie, of jy kan die woord van God gebruik, om lewe te spreek. Met ander woorde, die lewe wat in die woord lê, die lewe wat in die tweede snydende swaard lê, bring lewe voort. Met ander woorde, nou sê jy nie meer vir mense, jy moet nie dood oor my spreek nie. So, jy sê vir iemand, luister, as jy sê, God se woord sê, jy mag nie dood of lewe spreek, en dan beteken dit, jy moet die woord van God aanbied, soos wat die gees van die Here sê jy dit moet aanbied. Jy kan dit nie verdraai vir eie gewin nie. Goed, daar's nog baie om daaroor te sê, maar ek wil nie nou te diep daarin gaan nie, want dit gaan my te lank besig hou. Goed, en dan sê hy, en sy oë soos 'n vuurvlam. Nou, die hele gedagte van vuurvlam, en ek het ongelukkig nie nou die tyd om deur dit te werk nie, maar waaroor gaan die vuurvlam? Die woord van God is 'n woord wat die kaf wil verbrand. Hy wil koring laat agterbly, daarom sê die Here, wanneer hy ons roep vir sy koninkryk, dan sê hy Johannes sê,
ek doop julle wel met water, maar hy wat na my kom sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En wat is daai vuur? Die woorde wat ons spreek, wat die woorde van God is. As ons sy woorde reg spreek, dan sal dit soos vuur wees om die kaf wat mense verkeerd aanbied te verbrand. Ons bring die waarheid sodat ons van die kaf kan ontslaa raak. Dis hoekom sy oë soos 'n vuurvlam. Nou waaroor gaan die oog? Die oog is 'n baie belangrike deel van die liggaam van Christus. En daarom sê hy, as die oog reg is, sal die hele liggaam reg wees. So kom ons gebruik die voorbeeld van 'n groepie mense bymekaar en hulle het 'n voorganger wat met die woord werk en hierdie persoon is duidelik suiwer met die woord besig. Dan is sy oog reg en almal wat na hom luister sal ook reg wees. Dan is die hele liggaam suiwer. Maar die oomblik as die oog duisternis is, met ander woorde die voorganger wat dan vir mense preek en hy preek allerhande snert wat die woord van God nie sê nie om mense se vlees op te hef, dan is sy woord duister, dan sy oog duisternis en dan sal die hele liggaam duister wees. Goed, so 4 vlamme is die oog. Die oog moet reg wees. Die oog, die woord sê, die oog is die lamp van die liggaam. Die oog is die lamp van die liggaam. Hy is die een wat op die woord skyn. As die oog op die woord skyn en die woord reflekteer terug na die oog toe en dis reg. Die oog is die ou wat met die woord werk, die leraar wat met die woord werk. Die oog is die lamp van die liggaam. Goed. En dan sê hy, en sy voete soos blink koper, wat gloei soos in 'n oond. Nou ek het nie die verklaring van die kopervoete, die voete van koper nie, so ek gaan dit nie nou eers probeer uitlê nie. Die Here moet dit maar vir ons wys soos die tyd loop, en sy stem soos die stem van baie waters. En nou kan jy deur die woord gaan kyk. Die stem van baie waters verwys en ons kan nou byvoorbeeld op 2 plekke gaan kyk. Jesaja hoofstuk Daniël hoofstuk 10, Daniël 10, en ek gaan net daar een versie lees, Daniël 10 vers 6, wat sê, en sy liggaam was soos krisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem, en sy oë soos vakkels van vuur, en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper, en die geluid van sy woorde soos die gedruis van 'n menigte mense wat hom in waarheid verteenwoordig, soos die gedruis van 'n menigte, en dan vat daai skrif ons na Openbaring 19 vers 6 toe, en hier bevestig hy dit. Openbaring 19 vers 6 sê, en ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte, mense wat namens God praat, en soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Jy sien, almal wat Christus as deel van Christus se liggaam reg verteenwoordig, verwys almal die mense wat na hulle luister altyd na die koning toe. Ons vat mense na die koning toe, ons vat nie mense na ons toe nie. Ons is nie die koning nie. Ons is nie die leier of wat ook al nie. Ons is die mense, die herders, wat die mense na die opperherder toe vat, die koning van die konings toe vat. En ons verkondig hom, ons verkondig nie onsself, dit gaan nie oor my nie. Ek kan baie hier sit en praat oor myself, en dit gaan vir jou niks beteken nie, want dit gaan nie oor my nie. Goed. En dan sê hy, so hierdie stemme, die stemme van baie waters, is almal wat Christus reg verteenwoordig. Hoe weet ons dit? Stemme van baie waters. Jesus sê vir die vrou by die put, as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors kry nie. En dan sê hy in Johannes 7 vers 37, sê hy, almal wat dors het, kom na my toe, en ek sal julle gee strome van lewende water, wat in jou binneste sal vloei. En dan sê hy, en dit is die gees wat nog nie daar was nie. Met ander woorde, wat is die strome van lewende water? Dis die strome van gees.
Geeswoorde, God se woord is gees. En daai woord moet in gees aangebied word. En dit is almal wat aan hom verbind is, wat sy woord in gees en waarheid vir ander mense aanbied. Goed, dan sê hy, en sy aangesig wat soos die son was soos die son wat skyn in sy krag. Nou wat is die son wat skyn? Daar's net een skrif wat jy dit gaan kry. En dit is wat jy die son van geregtigheid sien, en dis in Maleagi hoofstuk 4. Maleagi 4 sê, want kyk, die dag kom en dit brand soos 'n oond, dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees, en die dag wat kom sal dit aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, vir julle wat die woord van God vrees, sal wat gebeur? Die son van geregtigheid opgaan. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. En daar sal genesing wees onder sy vleuels. Nee, so dis die punt. Die son wat skyn in sy krag. Christus se son skyn op jou en my, en dit reflekteer van ons af. Dis toe Moses op die berg was, hy verskyn by God, maar dis nie Moses wat uitstraal nie, dis die skynsel van God wat van hom afstraal. Ons is net 'n refleksie van hom, ons is nie hom nie. Daar is soveel valsleringe daar buite wat sê, we are little gods, ons is gode, asseblief. Ons is 'n verteenwoordiging van God. Met ander woorde, hy reflekteer van ons af. Ons is soos 'n spieël. En wat op ons skyn na die mense toe. Maar dis Christus, hy is die son van geregtigheid. Goed. En toe ek kom sien, val ek op my aangesig. Toe ek kom sien, ek val ek soos 'n dooie aan sy voete. En dis presies wat met Daniel gebeur het. Daniel val ook soos 'n dooie. Want jy sien, ons kan nie met ons vlees voor Christus verskyn nie. God het gesê, geen vlees kan voor my kom en bly lewe nie. Moses het gesê, ag Here, ek wil u aangesig aanskou. En sê, nee, jy kan nie my aangesig. En so, Johannes val op sy gesig hier, soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste, weer 'n keer, hier sê hy dit weer. Ek is die eerste en die laaste, hy sê dit in vers 11. Hy sê dit op 'n paar plekke, ek is die eerste en die laaste. Hoekom? Hy sê, ek is die eerste woord wat gespreek was in Genesis 1 vers 1, en ek is die laaste woord wat gespreek gaan word. Ek is die eerste saad, ek is ook die laaste saad. Wat is die eerste saad? Het jy al die skrifgie gehoor van, as die saad nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen? Het jy al 'n saadkorrel gesien wat op die tafel lê? Kom ons vat 'n koringkorrel en jy sit hom op die tafel neer. My vraag aan jou is, gaan daai saadkorrel ooit groei? Nee, hy moet in die grond val en sterf. Sodat wat? Sodat hy kan lewe voortbring, sodat hy ander saad kan voortbring. En dis wat hy sê, ek is die eerste en die laaste. Ek is die eerste saad wat in die grond val, en wat daar uitkom is myne. God is die saad van die woord. Die woord is die saad. Gaan lees maar Markus hoofstuk 4. Hele Markus 4 sê, die woord van God is die saad wat ek en jy nodig het. En die oes kom van die saad af. En dan sê hy vers 18, en die lewende. Nou ek gaan dit nou nie tyd hê om dit met jou deur te werk nie, maar gaan lees 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 23 en dan lees jy 1 Korintiërs 15 vers 35 tot 49. En dan gaan jy dalk 'n beter insig kry oor wat beteken dit dat hy sê ek is die eerste en die laaste. Hy sê daar hy is die eersteling. Hy is die eersteling. Nou ek wil net gou vir jou sê, as hy sê hy is die eersteling, dan sê hy is die saad wat in jou en my hart moet val. Wat is ons hart? Ons geesmens. Met ander woorde, wanneer ek die woord van God in my geesmens indeponeer, wat die grond is, die goeie grond is, dan bring dit die lewe van Christus in my voort. Dis dieselfde beginsel as Johannes 15. Johannes 15 sê,
is die wortel. Ek is die wynstok, julle is die lote. En my Vader is die landbouer. Hy sê, as julle in my bly, sal julle wat doen? Veel vrug dra. As ons nie in Christus bly nie, wat sy woord is, sal ons geen vrug dra nie. Gees en waarheid. Goed. Hy sê, en die lewende. Met ander woorde, wil jy die lewe van Christus hê, sit die woord van God in jou hart, in jou geesmens in, elke dag van jou lewe. En hy sal vir jou 'n opbrengs gee. Hy sal uit sy saad uit nog saad vir jou vermeerder in jou eie stap saam met hom. Elke saadkorrel van die woord het 'n oes. Het 'n oes. Nee, die oes is nie siele nie, die oes is die woord van God se saad wat in jou hart moet kom. Goed. Vers 18 se tweede deel. En ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Nou as Jesus sê ek was dood, dan wil ek dit nou vir jou kategories sê, dan beteken dit nie, toe hy aan die kruis gesterf het, was hy dood nie, dis net 'n deel daarvan. Wat beteken ek was dood? Christus, toe hy aarde toe kom as 'n mens, het hy absoluut homself tot die dood veroordeel verklaar. Deur wat te doen? Deur te sê, nie my wil nie, Vader, u wil geskied. Wat beteken dit? Dit beteken, wanneer ek en jy, soos Christus, met God besig is, dan het jy geen wil nie, jy moet sterf. Jy moet ten volle jouself dood verklaar, dis waaroor die doop gaan. Hoekom het ek my laat doop? Hoekom is ek deur die water? Om te sê, ek lê my vleesmens neer en ek staan op in my geesmens en nou moet die geesmens herskep word deur die waarheid van God se woord. Soos ek hom in waarheid ontvang, elke woord van God wat in my geesmens gedeponeer word, het 'n vrug. Die vrug van die gees. Maar die belangrike beginsel is, jy sal nie in die gees groei as die vleesmens nog lewe nie. Daarom sê hy, neem jou kruis op en volg my. Wat beteken? Christus het sy kruis opgeneem. Hy het elke woord wat sy Vader vir hom gegee het, om vir ons te gee, het hy gegee. Hy het nie een keer vir sy Vader gesê, ek gaan nie hierdie woord vat nie. So alles wat die Vader vir hom gegee het hy weer gegee. En alles wat hy weer gegee het, kom van die Vader af. Hy sê, en as julle my ken, as julle die woord van God ken, wat sy naam is, dan sal julle God, die Vader, ken. En daarom is hy, en hy het gesterf. Hy was dood. Ek was dood, en ek leef tot in alle ewigheid. Wat beteken dit, hy leef tot in alle ewigheid? Dit is so oulik, Jesus leef in, natuurlijk, want hy is die ewige God, wat mens geword het, en weer sy goddelike posisie ingeneem het, en nou sê hy, ek het die potensiaal in my tot lewe in ewigheid. Gaan lees Psalm 133. Want jy sien, dis die hele beginsel. Die beginsel is die lewe is in hom en daar's 'n ewigheid aangekoppel. Hy sê, 'n bedevaartslied van Dawid, Psalm 133, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit as broers ook saamwoon, dit is soos die kosbare olie. Olie is die Heilige Gees op die hoof. Wie is die hoof? Christus, wat afloop op die baard. Wat is die baard? Die baard is die priesterlike amp. Die baard van Aaron, wat afloop op die soem van die klere, met ander woorde die kleed, die priesterlike kleed. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die Seun die lewe tot in ewigheid. Daar's dit. Die lewe tot in ewigheid. Met ander woorde, hierso sê hy leef tot in alle ewigheid, vers 18, Openbaring 1:18. En dan sê hy, tweede deel van vers 18, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Nou ek wil vandag vir jou 'n belangrike ding sê. As jy dink daai sleutels van die doderyk en die dood is hy het die Satan onder sy beheer, dan is dit nie die punt wat hy wil maak nie. Wat hy sê is ek en jy ons word gebore dood.
Jy kan dit gaan lees jy in Korintiërs 15. Deur Adam het die dood oor ons gekom. En God sê hier, Christus het die sleutels om jou en my uit te sluit uit die dood en die doderyk uit. Gaan lees 1 Korintiërs 15, ek sê dit weer. Want 1 Korintiërs 15 sê, dood, waar is jou angel doderyk? Kom ek lees dit. 1 Korintiërs 15. Die dood is verslind in die oorwinning, vers 54. Dood, waar is jou angel doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gegee het deur ons Here Jesus Christus. Wat is die oorwinning wat hy ons gegee het? Die sleutels tot die dood en die doderyk. En hy sê, die sleutel is op sy skouer om wat te doen? Om jou en my uit te sluit uit die dood en die doderyk uit. Want ons is gekluister in 'n doderyk. Wat is daai doderyk? Die doderyk van werke godsdiens wat ons bring op die plek waar ons dink ons kan ons eie redding bewerkstellig. En jy moet daaruit vrykom. Want dis hoekom hy die verlosser is. Hy is die verlosser om ons los te sluit van godsdienstige werke uit. Van daai plek van eie geregtigheid. Daai plek wat ek sê, ek kan my eie geregtigheid bewerk. Ek moet vir God dit doen en ek moet vir God dat doen. En God, ek is God in myself. En ek kan my eie redding bewerkstellig. En sê, nee. Jy's in die dood en die doderyk. En ek het die sleutel. Christus is die sleutel wat my en jou, ons, die dood en die doderyk vir ons oopsluit, dat ons in die lewe kan ingaan. Dis wat dit beteken. Vers 19. Skryf die dinge op wat jy gesien het. Die wat was, sowel as die wat gaan gebeur. Met ander woorde, hier, Johannes skryf nie terug nie, Johannes skryf vorentoe. Johannes, hierdie boek Openbaring, kan ek gou vir jou sê, is die dag van die Here boek. Met ander woorde, dit gaan alles oor, en nou wil ek vir jou 'n baie belangrike stelling maak. Dit wat jy in die boek Openbaring kry, is nie geskryf vir die laaste generasie nie, dis geskryf van Johannes af, totdat Christus terugkom. En alles wat daarin staan, is nie 'n laaste 7 jaar ding nie, dis al die eeue, vandat Christus vir Johannes aan Johannes op Patmos verskyn het, en kom ons sê, hy het min of meer, dis moeilik om te sê, maar dit was min of meer 90 na Christus. Met ander woorde, kom ons sê, Christus dis baie moeilik om te sê, maar dit kan wees enige tyd tussen 70 en 90 na Christus, nadat Christus gebore is, wat Christus aan Johannes op Patmos verskyn het. En alles wat hy vir Johannes sê, is van daai tyd af van toepassing tot vandag toe. Met ander woorde, die gebeurlikhede wat hy skryf, dit wat hy as 'n profetiese boek skryf, baie van dit het klaar gebeur, meeste van dit het klaar gebeur. Ons is baie naby aan Openbaring hoofstuk 17 en 18. Ons is baie naby aan daai tyd. Goed, en dan sê hy, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. Nou, weer 'n keer, ek dink nie ons sal ooit regtig al die feite kry, oor wie is hierdie engele, hoeveel engele is dit? Klink so 7 engele, maar dit kan 'n hoofengel wees met 'n engeleskaar by vir elke gemeente, en dan die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes, en weer 'n keer, ek het dit vroeër verklaar, daai 7 gemeentes verteenwoordig die 7 verteenwoordig dit wat God vir die kerk wil sê, wat nie noodwendig die ware kerk van God is nie, waaruit hy mense roep na hom toe en sê, kom na my toe. En dan kry ons dit in Openbaring hoofstuk 18, waar hy sê, kom uit daar uit my volk. Kom uit daar uit my volk. Openbaring hoofstuk 18, wat sê, vers 4,
Gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Wie is die haar? Dis die hoerkerk. Dis die hoer wat kamptig Christus verteenwoordig, maar nie Christus se gemeente is nie, want Christus se gemeente is een. Daar's net een liggaam van Christus. En nee, hy is nie verbind tot 'n klomp kerkies nie, hy is verbind tot die liggaam van Christus in gees en waarheid. Amen.